broers en susters in die huis. Here, my gebed is dat U vir elkeen van ons teenwoordig geseën sal hê, dat U deur Here woord tot elkeen van ons sal spreek vanmôre, en dat ons U sal soek in die tyd, dat ons nou aan die lewe, Here, dat ons besef dit is die tyd van die einde, en dat ons gereed sal maak om U te ontmoet wanneer U spoedig gaan kom. Seën ons nou saam asseblief in Jesus naam. Amen. Ek wil vir u voorlees ons skriflesing uit Daniël 12, die eerste versie. En in die tyd sal Michael die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, vandat die volk gestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Tot sover mag die Here die geleesde deel aan ons harte seën vanmôre. Goeiemôre aan elkeen wat ek nog nie gegroet het nie. Die wat my nie ken nie, geliefdes, is Broer Miller van Landelike Gemeente. Ek het lidmaat van hierdie gemeente geword in 1962, totdat die Here vir ons 'n aanbiddingsplek gegee het op die plaas, en daar het ons die Landelike Gemeente gestig, en nou sit dit daar in die Landelike Gemeente, natuurlik 'n afgetrede lid. Geliefdes, ja, die lewe het baie verander. Die wêreld is besig om vinnig te verander. Ek hoor nou die dag 'n praatjie dat mense sê dat in Amerika het in 1 jaar wat verby is, die verlede jaar wat verby is, 15.000 kerke die deur toegemaak. Ek weet nie wat is die rede nie. Dis nie Adventiste kerk, maar dit is al die kerke. En so dit lyk of die woelinge in die wêreld is. En ek glo die tyd het aangebreek dat ons moet voorberei dat dit wat kom. Kom ons buig net ons hoofde saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n tyd wat baie onseker is. Die genade weer kan enige oomblik sluit, Here. Die Heilige Gees is besig om sy kinders te salf, sodat ons gereed kan wees om ons Heer en Meester te ontmoet, wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Dan bid ek vir die Heilige Gees om vandag tot elkeen van ons te spreek, Here, sodat ons gereed sal maak en voorbereiding sal kry, sodat ons gereed sal wees om ons Meester te ontmoet. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Ek nooi om saam met my te blaai, geliefdes, na Openbaring 13, en ek wil daar sê, as jy die Bybel sê, moet jy saam met my lees, vanaf vers 11 tot 17. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor die oë van, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens en wonders, sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat dan almal, klein en groot, die rykes en die armes,
vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Tot sover, geliefdes. Nou, ek kan nie vanmôre vir u sê dat hierdie dinge hierdie jaar al gaan gebeur nie. Maar ek kan ook nie vir u sê dat hierdie dinge nie hierdie jaar gaan gebeur nie. En daar is oral rumors dat daar sekere dele van die wêreld waar die mense waar daar al Sondagwette is. En daar word dikwels gepraat van die nuwe wêreldorde ook wat in plek moet kom nou. Nou geliefdes, ek kan nie saam in die nuwe wêreldorde gaan nie. En wat gaan gebeur? Daniël 12 vers 1 maak dit vir ons baie duidelik dat dit 'n baie moeilike tyd vir ons as dit vir Christus sal wees. En ons gaan beskuldig word dat ons die oorsaak is van al die rampe wat in die wêreld plaasvind. Die vloede, die brande, tornado's, pestsiektes, wat 'n ramp ook al, gaan ons die skuld kry omdat ons nie saam met hulle wil gaan nie. En om ons te straf, geliefdes, gaan hulle ons finansiëel boykot, sodat ons nie kan koop of verkoop nie. Nou geliefdes, ek weet nie om ons besef wat dit beteken om nie te kan koop of verkoop nie. Dit is nie net voedsel nie. Dis medisyne, dis water, elektrisiteit, dis brandstof. En as daar skuld is, sal ons nie die skuld kan betaal nie. Geld gaan heeltemal verdwyn. Ons gaan op ons kaart gaan jy met jou kaart kan koop, as jy die merk van die dier het. As jy die merk van die dier nie het nie, geliefdes, sal jy daar sonder moet bly. Maar ten spyte van die feit dat ons boykot gaan word, gaan die pla en die ellendes, pestes nie ophou nie, maar dit gaan meer word. En as gevolg daarvan gaan hulle sê, daar is net een weg en dit is om die gehate sekte van die aarde af uit te roei. Soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, daar gaan 'n tyd kom, wanneer mense gaan dink hulle bewys 'n eer aan God, of 'n diens aan God, wanneer hulle die kind van die Here doodmaak. En wat dit ook dan gebeur het by die apostels. Daai stadium, geliefdes, sal ons werklik uit ons huise uit moet vlug. En ons sal moet skuilings soek in die natuur. In die berge, in die bosse, waar ook al, weet nie ook. Maar ons sal met vlug uit ons huise uit, want hulle gaan ons daar kom soek en ons kom doodmaak. En terwyl ons in die bos en berge skuil, geliefdes, het ons nie bekommernis oor kos en water nie. En Jesaja 33 sê vir ons baie duidelik, jou kos, jou brood en jou water is gewis. Soos God vir Elia gesorg het by die spruitkrit, toe daar 3,5 jaar droogte gewees het. Toe die spruit opdroog het, hy haar na Sarfat gestuur na weduwee wie se olie en meel nie opgeraak het nie, totdat het daar voedsel was weer. So God gaan dan vir ons sorg, maar geliefdes, dit gaan letterlik oorlog wees, soos die woord vir ons sê. Openbaring 12 vers 17 sê vir ons baie duidelik, en die draak was vertoornd op die vrou.
Hy was vertoornd, hy is nie meer vertoornd op die vrou nie, want sy het die merkteken, sy dra die merkteken van die dier. Nou gaan hy weg en hy voer oorlog met hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Daar is gelukkig een teksvers, geliefdes, wat vir ons troost bied. Een van die teksverse wat ek ook vanmorgen in die Sabbatskool gegee het, 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle oorgekom, behalwe menselijke nie. En God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee. Maar geliefdes, dit gaan oorlogstryd wees. Openbaring 17 vind ons dat een van die engele wat die 7 skale gehad het van die 7 laaste plaag, het vir Johannes 'n visioen gegee van die tye waar ons in lewe. Eerstens het hy die onsedelike vrou en haar dogters aan Johannes gewys. En toe het hy vir Johannes vertel van die dier met die 7 koppe en die 10 horings. Nou die tyd van die 7 koppe is verby, geliefdes. Ons leef nou in die tyd van die 10 horings. Openbaring 17 vers 12 sê, die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Kom ek lees het vir u. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings vir 1 uur lang saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is koning van die konings en Here van die Here, en die wat saam met hom is. Geroepe, uitverkore en getrou. Dis van die 144 wat hier van gepraat word. So die oorlog is eintlik teen Jesus gemik, geliefdes. Ons is eintlik maar net die soldate wat vir hom veg in hierdie oorlog. Ek wil vir u vraag vanmorgen, geliefdes. Ken u vir Jesus? Ek vra nie of u hom kan hom weet nie, geliefdes. Ek vra of u hom ken. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld. Toe ek jong was en my vrou ontmoet het ek dikwels vir haar gaan kuier. En ek het baie van haar geweet. Maar ek het haar geleer ken toe ons getroud is, toe ons saam in een huis bly. Saam geëet het, saam geslaap het, saam gelag het, saam gehuil het, saam gebid het. Toe het ek haar leer ken. Ek vra weer die vraag, ken ons vir Jesus? Daar is een manier om te leer ken. En dit is om soos Noag of Henog met God te wandel, heel dag deur. As ek hom nie ken nie, geliefdes, gaan dit ek nie maak deur die tyd van benauwdheid wat vir ons voorlê nie. Want my geloof sal die enigste bewys wees dat Jesus ons aanvoerder saam met ons is. Ons gaan hom nie persoonlik sien nie, maar ons geloof is die enigste bewys dat hy saam met ons is. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, sê Hebreërs 11 vers 6 vir ons.
Kom ons gaan kyk so 'n bietjie terug aan die verlede toe Israel uit Egipte uit gekom het. 600.000 man van die ouderdom 20 en ouer. Hulle het al die wonders aanskou toe God die Egiptenare met die 10 plage tref het. Hulle het by die Rooi See gesien toe God die Egiptenare teruggehou het om nie by hulle uit te kom voor hy die see oopgegaan het nie. Hulle het aanskou hoe die God die see oopgemaak het en hulle deur laat gaan het. Toe die Egiptenare probeer te word hulle toegedek met die water, dus hulle verdrink hulle almal. En nog baie wonders aanskou nog. Toe hulle by die grens kom, en die 10 spioene wat die grens, die land Kanaan spioneer het, kom en hulle sê, die stede is goed beskerm, met mure om. En hulle die reuse daar gesien. Hulle sê hulle het so springkane gevoel voor die reuse. En toe is die 600.000 man so bevrees en so min geloof. Dis net toe Joshua en Caleb wat gesê het, as die Here met ons is, kan ons ingaan en oorwinning kry. Maar hulle het vasgehou, dit is onmoontlik, hulle wil teruggaan Egipte land toe. Totdat die Here vir hulle gesê het, goed, draai om en gaan terug na die woestyn. En vir 40 jaar lang moes hulle deur die woestyn swerwe, totdat al rond 600.000 gesterf het in die woestyn. Die nuwe geslag het toe ingegaan saam met Joshua. Nou, voordat Joshua begin aanval het in die Kanaan, die land Kanaan, het Jesus self aan hom verskyn, as 'n teken dat hy saam met hulle die stryd gaan veg en hulle die oorwinning gee. As jy blaai na Joshua 5 vers 13, en terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek het nou gekom, ek is die leerkowers van die Here, ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerkowers van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, en die plek waar jy staan is heilige grond. So Jesus het in sigbare vorm aan Joshua verskyn, sodat hy sy geloof so kon versterk dat hy onbevrees die land Kanaan sal inneem. En die inneem van Jericho het baie goed gegaan. Toe hulle by die tweede plek kom, Ai, toe het hulle eerst die eenheid gestuur om te kyk hoe groot is die plek en hoe baie mense is. Toe kom hulle terug en sê hulle, nee, is nie nodig dat al die soldate gaan nie, so 2000 of 3000 is genoeg. Daar is nie baie mense nie, is nie 'n groot plek. En hulle het gegaan, en toe hulle by Ai kom, toe storm die inwoners van Ai op hulle af en hulle moes hulle rug gee vir hulle vyande. 36 van hulle soldate het gesneuwel by aanslag. En dit was 'n geweldige slag vir Joshua gewees, geliefdes.
Hy het sy klere geskeur en hy het op die grond geval en gevra as Here, hoekom het ons ooit deur die Jordaan gekom? Hy sê, nou sal al die volke saam staan en hulle sal ons uitgewis van die aardbodem af. Toe sê die Here vir hom, staan op, Josia, julle het gesondig, en dis waaroor julle nie die oorwinning oor Ai kon behaal nie. Nou, jy ken seker die verhaal, geliefdes. Achan het van die bangoed gevat wat God hulle uitdruklik beveel het om nie te vat. Daar is toe moeite gedoen om die persoon kon uitwys wat dit gedoen het, en uiteindelik het hulle op Achan gekom, en toe sê Josia vir hom, gee die Here die eer en vertel ons wat hy gemaakt het. Hy sê, ja, ek het 'n mantel gesien wat baie mooi was, en ek het 'n silwer gesien, en ek het 'n goudstaaf gesien, en ek het daarvan gevat, en ek het dit in my tent begrawe. Sê die Here, jy moet hierdie uitwis. Hulle toe vir Achan gevat, hy, sy kinders, sy tent, sy diere, alles wat aan hom behoort. En die het al Achan gevat en hom daar dood gestenig en hom in die brand gesteek het. Toe die klip op hom opgehoop. En daarvandaan het hulle voorspoed gehad om die land in te neem. Maar dit wys vir ons geliefdes dat ons moet streng volgens die opdragte van ons leerproevers handel, anders as daar sonde of iets is, gaan hy ons nie deur hierdie moeilike tyd dra nie. Israel het geen geloof gehad nie, dis waaroor hulle nie kon die land Kanaan ingaan nie. Jakobus sê vir ons baie duidelik, Jakobus 1. Hy sê maar, kom ons lees hier vanaf vers 5 af. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig wees, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Met ander woorde, geliefdes, hoe sterk is ons geloof? Jy weet, as dit goed gaan, dan voel dit vir 'n mens genoeg geloof. Maar wanneer jy in 'n probleemsituasie kom, dan baie keer dan faal ons geloof. My ondervinding, geliefdes, van die lewe is dat die Here op 3 maniere jou help wanneer jy in 'n krisis kom. Die eerste metode is saam met die krisis, dieselfde oomblik, gee hy vir jou die uitkoms. Die tweede metode is, hy toets eers jou geloof, en ek glo dit is die metode wat in die laaste dae van gevolge wat waarop ons wag gaan gebeur. Hy gaan eers ons geloof toets, ons gaan eers kyk of ons standvastig is, of ons geloof het, want sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde sal ons nie die koninkryk van God kan binnengaan nie. Die derde manier, geliefdes, ek weet nie, het jy al gewonder, waar was God gewees toe? Meer as 50 miljoen Christene doodgemaak is in die donker eeuw. Die derde metode is God bemagtig jou
wat ook al oor jou kom, dit te kan verduur. Wanneer ons nie genoeg geloof het nie, geliefdes, gaan ons ingee onder die druk wat die nuwe wêreldorde op ons toepas. En om my veld te red, gaan ek my broers en susters verraai. Maar een ding moet ek dan weet, dan gaan ek die beker drink van God se beraad. In Openbaring 14 vers 9 sal ek daai beker ongemeng drink. So ons het nie 'n keuse om. Ons het net een keuse en dit is om ons aanvloede te ken en geliefdes met geloof standvastig te bly teen die druk wat op ons toegepas gaan word. Daar gaan op die ou end net twee groepe mense wees. 'n klein groepie wat besig is om weg te kruip in die bosse of in die berge, wat wanneer Jesus verskyn, Jesaja 25 vers 9 van sê, daar is onze God wat ons so gewag het, dat hy ons kon verlos. Die groot massas, meeste van die mense, zoals in Openbaring 6 ons baie duidelik sê, berge en rotse val op ons en bedek ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Die dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? So ons moet kies, geliefdes, onder watter een van die twee sal ons wil ek graag wees. God het ons die waarheid gegee en ons weet dat daar al verskillende lande is waar sondigwet al toegepas word. En ons kan nie sê presies wanneer dit hier gaan toegepas word, maar dit is verseker dat het baie binnekort gaan wees. En geliefdes, ek wil net graag vir u getuig, ek het gesê dat daar 3 maniere is wat God uitkoms gee wanneer 'n krisis jou oorval. En ek al 3 hierdie maniere het ek al ondervind in my lewe. Die eerste geval was geweest toe ons die karavaan na Namapaland gereis het om na Blomme te gaan kyk. Ons die Sondagmôre vroeg weg en dit was nou by sononder gewees al skemer begin word. My pad is baie stil van Hofadder na Springbok. Daar is feitlik geen vervoer gewees daai dag nie. Totdat ons die klein wit venture-karretjie wat by ons verby gegaan het. Nie ver geleiding staan die venture langs die pad. Dis 'n man van Pella, wat sy kinders na Springbok, na die skool toe gevat het. En een van sy seuns moes toepie en daarom het hy stilgehou langs die pad. Nou ons is toe weer by hom verby, en ons was nie lang verby gewees nie, toe die voertuig se ligte aansit, en sien ek net liggies brand hier voorop het, paneelbord. Terwyl ek nou wonder wat het nou gebeur en wat gaan nou gebeur, toe sien jy net stoom, toe die engine oor vooruit en hy die boonste waterpyp uitgetrek, die kokende water oor die warm engine, stoom onderuit en bo uit en al die plekke net stoom om mekaar. Maar die oomblik toe dit gebeur, toe kom die venture-karretjie net toe was hy langs my en hy sien presies wat ek sien. En ek hou stil, en hy hou voor my stil en ons kyk die verder al dit gebreek. En dit moes nie gebeur het nie, maar dit het gebeur. Sê vir my, hy van sy kinders
kos uit aflaai. Dis Sondag aand, dis na ure, maar ek gaan probeer om my fanbelt in die hande te kry dat ons kan verder ry. Maar ons het toe gewag, ek het afgekoel, ek het pyp teruggesit en ek het water in die kar gegooi. Dit was omtrent 9 uur die aand, toe sien ek daar kom 'n lig van Springbok se kant af. Ons was omtrent so 20 km van Springbok af plus minus. Toe sê David, het hy is fanbelt gekry en hy help toe vir my om die fanbelt aan te sit. Ons het dalk nou weg Springbok toe en daar ons die karavaan afvaar. Maar ek wil net vir u sê, wys hoe presies die Here uitkomste gee uit die krisis op daai stilpad waar niemand is gerei daai aan feitelik nie. Hoe die Here vir ons uitkomste gee onmiddellik. As die Springbok gekom het, geliefdes, dit was nie die enigste wonderwerk nie, maar toe ons in Springbok gekom het, my vrou karavaan afgehaak en weg is, kry alles. Het my vrou vir ons iets te drinke gemaak, en terwyl ons drink, voel ek so in my sak. Destyds het ek nog met kontant geld gewerk, nie met 'n kaart nie. Dus ek geverf met al die geld wat ek saamgevat het om Spring en Mappeland rond te ry, weg. My eerste gedagte is dat ek die geld verloor het wat die pad gebreek het. Nou stres ek, gaan ek die plek weer kry môre as ek gaan soek na die geld. Van iemand voor my daar wees. Maar toe kom die gedagte by my, gaan kyk net buite kan waar jy die karavaan se stutte afgedraai het. Dus so kom die karavaan loop, die sien daar lê die koever. So die Here het 2 wonderwerke op my feitlik onmiddellik plaas gegee, uitkoms gegee in my krisistye. In die tydperk toe ons God eers my geloof getoets het, geliefdes, was toe ons op die plaas aangeval is deur die omrowers, gewapende roof. Otto was weg gewees op daai stadium, hy was in Kaap iewers, kan nie meer van die waar nie. My jongste seun het nog geleef, hy was besig aan sy werk nog gewees het. Die is op goed te herstel. En ek het my tuin nat gemaak, maar toe word ek dors, maar ek gaan in die huis en iets te drink. Terwyl ek in die huis is, hoor ek 'n skoot klap. My eerste gedagte was gewees, dit was op die weeswagter wat hy kom met 'n sweep klap, dat het geklink het soos 'n geweerskoot. Maar ek hoor 'n geskarrel en ek gaan uit en toe buite kan net uit die deur kom. Toe kom die man met sy pistool in sy hand en hy beveel my gaan val op die grondplat. Nou ja, het is so gemaak en toe staan hy in die deur toe vra hy my, is hier nog iemand thuis? Toe sê ek, nee, hy is niemand by die huis nie. Marina was destyds in die Kaap gewees, het 'n huis gemaak om te verkoop, te verven. Toe kom hy toe boei my hande agter my rug vas en hy vat my daar na my jongste seun se huis toe. En as ons by die huis toe ons in die kamer kom toe, is daar 3 of 4 ander, ook met pistool. En hulle is besig om met my seun met 'n stomp mes so te steek op sy bene en op sy voete. Op 'n stadium het hom met 'n draaier opgebrand. Hy wil nie van die kode van die kluis gee nie. En hulle wil die kode van die kluis hê. En toe dan kom die eerste wat hulle doen was ondersoek my sakke, my beursie was in my sak gewees en hulle vat my beursie, maak het oop, daar was R200 en die vat hulle en steek in my sak en gooi my beursie daar op die vloer. En die huisbediende het ook al daar op die vloer gelê.
Toe het my hande losgemaak, maar dan kom hulle wil hulle by my weet waar is, en my telefoon gevat en my remote in die hek ook. Toe wil hulle by my weet wat is die kode van die kluis. Sê ek vir hulle, hoe moet ek weet, dis nie my kluis nie. En kort dan kom hulle en dan slaat hulle om met die vuis in die gesig op my oor was net so dit geswel gewees. En dan is ure daar besig, dit was 3 of 4 gewees, ek kan nie meer mooi onthou nie. Altesamen was hulle 8 gewees, sommige het hulle die pad afgelaai om te kyk wanneer iemand kom of nie. Maar het ons goed gestaan toe, het hulle naderhand het hulle sien, nou kry nie van die kode van die kluis uit my seun uit nie toe. Het hulle die groot grinder gaan laat haal, sy werkswinkel en toe is hulle besig om die kluis te probeer opsny met die grinder. Nou dit was die tyd wat hulle bietjie, hoe sal ek sê, geconcentreer het op die grinder, nie op ons en om ons te slaan en die pele te gaan nie. En die stuur het net so kort gebed op, sê, Here asseblief, stuur net iemand dat hierdie spul kan kort gaan weggaan. En dit was nie lang gewees nie, toe sien ek een van hulle staan so 'n bietjie uit die kamer uit in die gang en hy praat met sy telefoon. En toe ons weer kyk, geliefdes, toe is hulle weg. Ons het nie eens gesien hulle gaan weg nie, maar toe ons hulle weer kyk, is hulle net weg. Toe was dit die slag van wat Otto se beeste kyk, wat met die boskar van sy plek af opgekom en daar na ons huis toe. So, daar het die Here nou eers my geloof getoets, toe het hy uitkoms gestuur. In die derde geval, geliefdes, waar God jou kragtig om te verduur wat oor jou kom. Nou, ek het seker al die verhaal van julle vertel, maar ek gaan dit nou weer vertel. Ek was die aand besig om my bome nat te maak. Terwyl ek besig is, toe gaan my flits se batterye dood. En ek is loop haastig huis toe, sonder om te kyk waar ek loop. Concentreer op die flits en ek trap in my dienspad, plus minus 2 meter diep. En ek val onder op die grond van die dienspad met die verskriklikste pyn. Ek was baie ongelukkig gewees. Ek is nie trots om dit te vertel, ek is skaam om dit te vertel, maar ek was baie kwaad vir die Here gewees. Ek het meer as een keer gesê, hoekom het ek in my nek gebreek, het ek sommer dadelik dood was. Ek het my telefoontjie gelukkig by my gehad en ek bel die huis en my jongste, my kleinseun, antwoord telefoon, hy het by ons gebly op daai stadium. Ek sê vir hom, ouma, ek sal so 'n bietjie later kom, ek het in die gat geval, ek het baie pyn, en my pyn wil daar sal ek kom. Hy wag op my nou in die slaapkamer. Toe kom hy uit en hy sien my waar ek is, en toe bel hy sy pa en hy bel sy oom Otto, en hy kom altyd gelijk tydig daar. En hy is altyd in die dienspad in. En ek probeer my optel, maar ek het so pyn dat ek regtig ek kan nie beweeg nie. Maar uiteindelik is ek toe op Otto se rug en so het hy my uitgedra. En ek in die voertuig in my hospitaal toe. Dis juist net wat ek die Here gebid het, dat nie moet gebeur nie, omdat die koste so geweldig is in die hospitaal. Dat ek nie op die stadium gehad het. En daai naggeliefdes het ek onder verdoving aan die slaap geraak en was so seker middernaguur gewees. Toe maak iets my wakker. Toe maak die Here my wakker. Toe sê hy vir my met 'n
duidelike stem soos wat ek nou met u praat, sê die Here vir my, alles werk ten goeie mee vir die wat ek lief het. En jy weet ook daai stem hoor van God, dat ek my lief het, moet ek onmiddellik my houding verander, van kwaad na dankbaarheid, vir dit wat gebeur het in my lewe. Moet ek die vrede van God ontvang, geliefdes, wat jy nie kan beskryf nie. En dis daai vrede wat jou bemagtig, dat jy enige iets kan verdra. Niks maak nie saak nie. Die tye van pyn en van ongerief en van maande se gesukkel, was 'n plesier vir my gewees, was nie meer my las of 'n probleem gewees. En ek het besef, geliefdes, dat dit die metode is wat God die martelare van ouds ook bemagtig het, dat hulle terwyl pale vasgemaak is en vuur onder hulle gemaak is, dat hulle lewendig verbrand word. Het lofliedere tot eer van die Here gesing het. God bemagtig jou met sy vrede, geliefdes, dat niks maak meer saak nie, wil jou doodmaak. Jy voel die pyn is daar, nie dat jy die pyn nie. Maar dit maak nie meer saak nie. Wanneer jy daai vrede ondervind wat God jou gee. Soos ek sê dat maande van ongerief en van pyn het nie meer saak gemaak nie. Ek het die Here geloof vir die voorreg wat ek gehad het om ook so iets te lei vir my God wat vir my gelei het. Nou geliefdes, die Here die mens so geskaap het dat hy 'n sekere mate van pyn kan verdra tot op 'n punt. Wanneer die pyn te erg word, dat jy nie meer kan verdra nie, dan word jy bewusteloos, en dan weet jy niks verder. Nou dit is die ondervindings wat ek gehad het, geliefdes, en dis van daai ondervindings wat ek kan getuig dat die Here is met ons. Moenie bevrees wees vir wat voor lê. En die Bybel sê vir ons in Openbaring 21, die vreesagtige sal nie die aarde van Jerusalem bewoon nie. En noem het saam met die, so moenie bang wees nie, geliefdes, vir dit wat voor lê. Maar wat belangrik is, geliefdes, is ons moet ons aanvoerder Jesus Christus ken. Ons moet hom ken, ons moet met hom wandel. Elke dag is nodig met hom gewandel het. Dan sal ons die geloof hê, geliefdes, dat niks kan my oorkom wanneer hy my aanvoerder en my. So die belangrikste is, geliefdes, ons moet ons omsoek in die tyd waarin ons nou lewe. Ons weet nie wanneer die genade weer gaan sluit nie. Dit kan enige dag wees. Ons weet nie wanneer die tyd van benauwdheid oor ons gaan kom nie. En daar is nie 'n uitweg nie, geliefdes. Jy hoor so baie predikers wat nou weer na geluister het. Die vraag, gaan die kerk ook deur die tyd van benauwdheid moet gaan? Die sê nee, die kerkmense word weggeraak. Die Here Jesus het so duidelik gesê, toe hom uitgevra het, pas op, dat julle nie mislei word. Nergens in die skrif sal ons vind dat God sy kinders nie deur die beproewings laat gaan het nie, maar hy was saam met hulle deur die beproewing gewees. Weet Daniel in die leeukuil. God het nie gekeer dat hy nie in die leeukuil gegooi moet word. Maar God was saam met hom in die leeukuil en die leeu kon niks doen. So
So geliefdes, ons het niks om te vrees nie. Al wat ons moet vrees is dat ons nie ons aanvoerder ken nie. En dat ons nie die geloof het om staande te kan bly nie. En as dit die geval is, geliefdes, dan is dit baie slegter afgesonderheid. En dan moet ek God se beker aan toorn ongemeng drink. En dit is die boodskap wat ek vanmôre vir u wil gebring het, geliefdes. My gebed is dat elkeen van ons die dag wanneer die dinge gaan gebeur, dat ons aanvoerder ken, dat ons die geloof weet wat ons deur sal dra. Dit is my gebed vir elkeen van u vanmôre. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie vir die inspirerende boodskap. En ja, ons moet Jesus ken en ons moet 'n verhouding met hom hê. En dis al ons kan staan en kan bly. Ons kan afsluit met 'n brief. Hemelse Vader, ons besef die tye wat ons in lewe het, ons is baie nodig. Daarom vra ons vanmôre dat die Heilige Gees van elkeen van ons lewens besit sal neem en ons sal lei, ons sal dra elke dag. En die dag wanneer U gaan kom, Here, mag dit wees dat ons op daai groep sal wees wat sal sê, daar is ons God wat ons goed gewag het. Mag dit elkeen van ons 'n voorreg wees daai dag in Jesus naam. Amen.